Onse Vader bo in die hemele, heilig is u grote naam. Laat die heerskappy nou tot ons kom. Laat u wil hier op die aarde staan, net soos bo in die hemelruim. Want aan u behoort die koninkryk en die groot krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Tot in ewigheid. Amen. Goeiedag geliefdes. 'n Uitstaande kenmerk aan 'n gelowige se lewe is gebed. En daar's soveel wat 'n mens kan sê oor gebed, daar's soveel gebedslering in die woord, dat 'n mens eenvoudig net nie in 'n weekie se oggendoordenkings of aandoordenkings by alles kan stil staan nie. Maar ek wil baie graag saam met jou 'n bietjie kyk na die krag van gebed hierdie week. Op hierdie maandag kom ons begin by Matteus 21 vers 18 tot 22. Vroeg die môre op pad terug stad toe, het Jesus honger gekry. Toe hy 'n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen, maar hy kry niks anders as blare daaraan nie. Hy sê toe vir die boom, jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie. En die vyeboom het dadelik verdroog. Toe die disippels dit sien, was hulle verbaas en het hulle gevra, hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog? Daarop antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle. As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog, julle sal vir hierdie berg kan sê, lig jou op en val in die see, en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra. Ek wil jou dalk bietjie uitdaag om op 'n berg te gaan staan. Hier ergens in ons mooi Drakensberge. En ek wil jou uitdaag, gelowige, om een van daai bergtoppe, een van daai pieke daar te skuif. Gooi hom in die see. Enige iemand wat al so in die berge was, weet, nee man, dit werk nie. En dan dink ons oor hierdie, wat Jesus leer oor geloof, dat ons 'n berg sal kan skuif en die see sal kan gooi. En op grond van hierdie uitspraak van Jesus, doen en sê mense dan ook baie dinge oor gebed, wat eintlik heeltemal buitensporig is. Ons weet dat Jesus hier sê, dat 'n mens gelowig moet bid, en jou gebede sal beantwoord word. Maar ons moet baie mooi verstaan hier, dat Jesus nie hier sê, dat ons kan bid, om ons eie egos te versterk, of vir eie prestasie nie. Hy is nie besig met hierdie woorde van waar hy sê, ons sal vir 'n berg kan sê, lig op en val in die see, om letterlik dit te sê nie. Hy sê dat die ernstige bidder, die gelowige bidder in geloof kan ontvang, wat jy in gebed vra. Maar mens kry nie alles nie. En ek dink elkeen wat hieraan deelneem, sal weet, jy kry nie alles waarvoor jy vra nie. Wat is dit dan? Is jou geloof te klein? Is daar fout met jou geloof? Baie mense wil dan vir jou sê, maar jou geloof is te klein, of jy dit, of jy het onbeleide sonde in jou lewe, of een of ander ding wat dan vir jou gesê word, om jou koppie so bietjie te krimp, om jou geloof bietjie so af te water, om vir jou te sê, maar sê jy, jou geloof is nie lekker nie. Maar Jesus sê nie hier dat jy letterlik 'n berg moet skuif nie, want wat sou die punt daarvan tog wees? Vir my en vir jou, om 'n bergpiek te gaan staan en skuif. Om Duiwelspiek of Tafelberg in die see te gaan gooi. Al wat ons daar gaan regkry is om 'n tsunami te veroorsaak, wat miljoene se lewens gaan verwoes. Wil julle verwys na wat Jesus se broer in Jakobus 4 vers 1 tot 3, jy kan gerus gaan lees
die eerste 6 verse van Jakobus 4. Daar sê Jakobus baie duidelik, as julle bid, kry julle nie. Hoekom? Want julle bid verkeerd, sê hy. Wat beteken dit dat hulle verkeerd bid? Hy spel dit baie duidelik uit. Hy sê, julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. So daar's dit. Wanneer die gebed gaan oor die onheilige drie-eenheid, me, myself, I, dan werk dit nie. Dan is dit soort van nie eers die moeite werd om gebid te word nie. Gaan lees Jakobus, hy is baie ernstig hieroor, hy sê, dan is julle wêrelds. Dan is julle niks anders as die wêreld nie. So wat is 'n kragtige gebed dan? Dis nie die een wat die mens wat bid, die bidder, groot hoogtes laat bereik nie. Dis nie die een wat enige iets laat buig na die nikke en die grille van die bidder nie. Maar dit gaan oor die een wat die wil van God najaag. Wat jou eie begeertes en jou eie self en jou eie ego bereid is om op die agtergrond te skuif, sodat daar iets kan gebeur soos God dit wil hê, dit moet gebeur. Dit is die kragtigste gebed. Nie wat jy daardeur kan presteer nie. Maar hoe dit God se wil laat ontketen in dit waarvoor jy bid. En dit is 'n kragtige gebed. Mag ons dit leer en mag ons weet en mag ons volgens die wil van God kragtige dinge begin vermag in gebed. Omdat ons gelowig is en omdat dit die wil van God is en nie joune en myne nie. Shalom. Want aan u behoort die koninkryk en die groot krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Tot in ewigheid. Amen. Skenk aan ons vandag ons voeding, Heer, en wissal ons oortredings uit. Soos ons ook andere vergewe. Vou ons toe in u besluit. Want aan u behoort die koninkryk en die groot krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Tot in ewigheid. Amen. En bewaar ons van die sware versoekings. Ja, verlos ons van die bose se mag. U is ons rots, ons lig in die donker, ons buig voor die glorie en die krag. Want aan u behoort die koninkryk en die groot krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Tot in ewigheid. Amen. Laat u ryk nou kom, u wil sal hier geskied. Amen.